Voordat ons saam lees, kom ons sing gesang 89 en 90 as 'n eenheid waar ons bidend vir die Here vra om ook die woord aan ons oop te breek. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, so 'n kort tydjie gelede het ons die voorreg gehad om Paasfees te vier. En weer het ons in die verkondiging en die prediking van die woord iets gehoor van die kruisiging, maar ook van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons praat graag van die krag van die kruis en die krag van die opstanding. Maar die vraag is egter of ons werklik verstaan wanneer ons sê die krag van die kruis. Wat is werklik die krag van die kruis? Met ander woorde, wat is die effek van die kruisdood van Jesus Christus? Of wat beteken dit? Wat behoort dit vir u en my te beteken? Ek wil begin, voordat ons by ons geleesde gedeelte uitkom, van 'n storieetjie wat ek gelees het, wat blykbaar die waarheid was, dit het regtig gebeur. 'n eenvoudige gebeurtenis, maar 'n gebeurtenis wat dalk iets sê van dit wat tog soms, al is dit ook al hoe diep, deel is van ons as gelowiges se menswees. Die storieetjie gaan so: 'n bekende voedselmaatskappy het op 'n keer die werklik perfekte koekmengsel aan die mark vrygestel. Geen byvoegings was nodig nie, gooi net water by, steek dit in die oond en sien daar 'n heerlike gebak. Maar toe duik daar 'n probleem op. Niemand koop hierdie produk nie en die vervaardigers kon dit dan nie verstaan nie. Dit is dan die perfekte samestelling. Hulle stel toe mense aan en hulle maak opnames om die redes vas te stel hoekom hierdie perfekte koekmengsel nie verkoop nie. En nadat alles ontleed is, maak hulle 'n geringe wysigingkie en hulle plaas die mengsel terug op die rak en skielik verkoop dit so soetkoek. En wat was hierdie wysiging? Voeg 1 eier by. En weet jy, liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, dit is presies soos wat ons vandag in ons geloof ook optree. Ons wil altyd iets byvoeg by dit wat volmaak en klaar en reg en perfek is. En Paulus het dieselfde vraag gevra. Hy was verslae dat mense iets wou byvoeg tot die werk wat Jesus Christus alreeds volledig afgehandel het. Dit is nie nodig om iets by die resep van Jesus Christus by te voeg nie. Wat ook gesê is in daardie dae is dat daar 'n voorwaarde is om verlos of gered te kan wees.
En dit was nie baie nie, dit was een klein reeltjie, daar het gestaan, julle moet besny wees om gered te kan word. 'n Mens kan uit hierdie gedeelte baie duidelik aflei, dat hierdie soort van praatjies vir Paulus verskriklik omgekrap het. Ons vertrou nie op uiterlike dinge nie, sê hy in vers 3, en ons is vrygespreek, sê hy in vers 9, nie omdat ons die wet onderhou nie, maar vir een rede, omdat ons glo. Ons sou kon sê, Paulus het suiwer genade verkondig. Daar is net een resep, en dit is glo. Voeg geen bestanddele by nie, bring asseblief geen wysigings aan nie, glo. En ons wat vanoggend hier sit, het heel waarskynlik ons kop al klaar kant gekies vir Paulus, en eintlik klink die hele saak vir ons as moderne westerse mense so 'n bietjie vreemd. Hoe kan besnydenis, en dan kan ons seker redeneer, en die vrouens is nie eers ingesluit nie, 'n rol speel om verlos te word? Maar is dit regtig vir ons so vreemd? Ons verkondig miskien nie 'n Jesus plus besnydenis nie, maar klink die volgende nie vir u so bekend in die tyd waarvan ons lewe nie? Jesus plus goeie werke. Ja, jy moet glo, maar jy moet daarom so ietsie beter doen om uit te styg. Jy moet dan goeie werke ook doen. Hoor ons dit nie so baie by mense in die wêreld daar buite nie? Of Jesus plus jou bydra. Goed, jy gee vir die kerk, maar is dit werklik 'n tiende van jou hele inkomste? Of dalk Jesus plus tradisie? En hier spesifiek by ons in die AP Kerk, tradisie. Is jy darm in die kerk? En ek is ook in die regte kerk grootgemaak. En ons kan nie afwyk van dit wat in die verlede gebeur het nie. Nee, ons moet aan tradisies vashou. En weet jy broers en susters, ons is die pad totaal byster. Ons moet nie aan tradisies vashou nie, ons moet aan God se woord se beginsels vashou. Ons kan sê Jesus plus. Dit is goed om te glo, maar jy kan 'n dag en 'n datum opnoem waarop jy emosioneel tot bekering gekom het? Dis vrae wat ons baie hoor. En toe jy gedoop is, sê 'n bietjie, hoe oud was jy toe jy gedoop is? Was jy 'n baba of was jy 'n groot mens? O ja, en hoeveel water was gebruik? Net 'n paar druppels of baie water? Plus Christene, kan 'n mens sê van hierdie mense. Of miskien so 'n bietjie harder, die teologiese term wettisisme. Jesus plus iets. Nee, my broer en suster, ek laat dit vanoggend baie duidelik dit vir u sê. Hierdie goed is nie belangrik nie. Dit gaan in jou saligheid geen verskil maak nie. Nie dat hierdie soort gelowiges nie op Christus vertrou nie, inteendeel. Hulle vertrou baie op Christus, maar die probleem is, hulle vertrou nie net op Christus alleen nie. Daar moet iets bygevoeg word, soos daardie koekresep. Meer nog, baie gelowiges wat so wetties lewe, kom voor as baie vroom. Hulle toewyding spreek ons dikwels aan. Hulle tree eintlik altyd godsdienstig korrek op. Hulle bevorder selfs 'n bepaalde moraliteit en wys wat 'n ordentlike lewe beteken. Daarom kan ons tog nie veel kwaad steek in so 'n opvatting in die uitleef van godsdienst nie. Maar Paulus sê egter hier baie duidelik, nee, dit kan nie. Hierdie letterlike navolging van die wet is nie reg nie. Pas op vir dwaalleraars, pas op vir hulle wat besig is om kwaad te steek in die gemeente, pas op vir daardie nuttelose besnydenis. En dan wil 'n mens amper sê, so, Ina, ons ken nie vir Paulus so nie. Lees maar sy briewe, hy is altyd verdraagsaam, altyd staan genade voorop, maar nie hierdie keer nie. Hy praat van dwaalleraars, kwaadstekers, betekenislose besnydenis. En dan wil 'n mens vra, waarom hierdie tande wat hy wys? Waarom hierdie stomende reaksie?
Paulus klim dan nooit so kaalvuis onder die mense in nie. Gaan lees maar in Galasiërs 5 vers 12, daar staan, ek wens die mens wat die verwarring onder julle stig, wou hulle self dan maar heeltemal ontman. Waarom hierdie intense belewenis in Paulus se lewe? Waarom so kras teen hierdie soort van wettisisme uitvaar? Die antwoord is maklik. Iemand wat dink dat hy of sy hom of haarself kan verlos, onderskat die mens se grootste probleem. Die probleem dat die mens anders as God is, sondig is en niks daaraan kan doen om dit te verander nie. Sê nou maar ons was in 'n duikboot wat gesink het, 100 meter onder die water, en iemand sou kom en 'n voorstel maak en sê, kom ons druk almal ons hande teen die dak van die boot en dan druk ons saam hard en so sal ons die boot na die oppervlakte gedruk kry. Tipies mens, ons dink nie daaraan dat ons binne in die boot op ons voete op die vloer staan. Hoe gaan ons die dak oplig, maar ons trap die vloer vas? Ons sal dink so iemand is nie by sy volle sinne nie, want dit kan mos eenvoudig nie werk nie. En dit is presies Paulus se punt. Wat tussen ons en God lê, is nie eers 100 meter diep water nie. Dis die onoorkombare vloed van onvolmaaktheid en sonde. Dink jy werklik dat jou erediens bywoning of jou doop jou sal kan red? Wettiese gelowiges dink so, maar hulle mis die erns van hulle probleem en deur aan te bied om God so bietjie te help met iets by te voeg. Onderskat hulle nie alleen hulle eie sondigheid en sonde nie, maar hulle koggel eintlik God se goedheid. Wie van ons, my broer en suster, kan na die kruis kyk en sê, dankie Jesus, goeie werk, net jammer ek kon nie klaarmaak nie, nou sal ek maar die res self byvoeg. Wettisisme is 'n lewe sonder vreugde, want wettisisme is sonder einde. Daar is altyd nog 'n goeie daad wat gedoen moet word, nog iets wat ek moet klaarmaak, dat die Here daarom kan dink, dat ek nie te sleg is nie. Genade, God se genade daarteen, deel vrede uit, want dan stel jy jou vertroue in sake wat reeds afgehandel is. Dan stel jy jou vertroue in Jesus Christus wat aan die kruis volmaak vir ons sondes gesterf het. Weg is die spanning om tog net goed genoeg en aanvaarbaar te wees. Weg is die angstigheid dat ek dalk nie goed genoeg gedoen het nie, en dat nadat ek alles gedoen het wat ek kon, ek nog steeds nie goed genoeg is nie. So kom ons by God uit met 'n huisbak en nie met trappe nie. En ons verdien dit glad nie. As ons dink ons verdien dit, het ons die boodskap ver gemis. Nou wat het ons bygedra? Dat ons gedoop is? Dat ons goeie mense is? Dat ek dalk goeie dade verrig? Beslis nie. Dat ons erken dat ons absoluut anders as God is. Dit is aan God te danke, sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 30, dat julle met Christus verenig is. Met ander woorde, om redding, ons redding, vertoon God se genade. Die doop waarin ek deel gehad het, toon God se genade self vir 'n ou klein mensie. Wanneer ouers hulle kindjie bring om te doop, toon dit God se genade in die ouers se lewens. Wanneer die klein ding die druppels op haar kop voel, toon dit God se genade. Wanneer ons gehoorsaam leef aan die woord, toon dit God se genade. Wanneer ons die liefde leef soos wat God van ons vra, dan wys ons aan die wêreld God se genade. Anders gestel, wanneer ons die liefde leef, is dit omdat ons God se liefde reeds ontvang het. Wanneer ons ander met genade hanteer, is dit alleen omdat ons reeds genade ontvang het. Ja, as ons dit om ander redes doen, sê Paulus, kan ons onsself maar net sowel gaan besny ook, want dan leef ons asof die wet, asof ons dade, asof ons self alles wil doen, asof ons daardie duikboot uit die dieptes kan opstoot na die oppervlak.
God se werk in Christus Jesus aan die kruis is klaar. Dis volkome. Dis alles. Dit wat die doop vir ons onder andere wil sê, is Christus Jesus het klaar alles gedoen. Kan ons iets byvoeg? Nee. Kan ons iets verdien? Nee. Moet dus nie vir God oneer aandoen nie. Dit gaan nie oor wat ons doen nie, dit gaan oor wat hy reeds in ons lewens gedoen het. Juist daarom kan ons goed gaan doen aan ons kinders en aan ander. Ons gaan doen goed omdat die Here vir ons 'n lewe van dankbaarheid vra. Dankbaar vir dit wat hy reeds vir ons gedoen het. Dankbaar vir dit wat hy vir my gegee het, moet ek gaan en dit vir ander gaan gee. Want dan doen ons dit omdat dit is wat God aan ons gedoen het. Dan is ons nie alleen godsdienstig nie, maar dan is ons gelowig. En ja, daar is 'n groot verskil tussen gelowig wees en godsdienstig wees. Daarom sluit ek af vanoggend met die vraag, en ek hoop dit maal bietjie in u gedagtes in die volgende paar dae. Is jy gelowig of is jy godsdienstig? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, troue God van hemel en aarde, wanneer ons vanoggend stil word, Here, dan wonder ons hier in ons gedagtes, waar staan ek? Is ek gelowig of is ek godsdienstig? Woon ek gereeld kerk by, gee ek my bydrae, is ek betrokke by die kerkaksies, want dan is ek godsdienstig. Maar Here, gaan lewe ek 'n lewe van dankbaarheid vir dit wat ek reeds uit u hand ontvang het, en ek gaan deel dit met wie ook al my pad kruis, dan doen ek u opdrag, dan voer ek u opdrag uit op aarde, en dan is ek gelowig. Here, gee dat ons in hierdie week wat voorlê, ons eie lewens sal gaan weeg. Dat ons dit aan u voete sal kom neerlê. En ons wil pleit dat u deur die werking van die Heilige Gees vir elkeen van ons gelowig sal maak. Dat ons sal verbykyk by Jesus Christus plus iets, en dat ons vir Jesus Christus alleen sal raak sien. Die werk wat volkome, volmaak gedoen is, dit wat klaar gedoen is. Ons bely dit ook in ons nagmaalsformulier. Die brood en die wyn, die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus, wat reeds gevloei het, tot volkome versoening van elkeen van ons se sondes. Dankie vir die woord, wat ook met so 'n kragtige slag ons tref, en dat ons lewens kan gaan in oënskou neem. Dankie vir die lig op ons pad, die lamp vir ons voet. Dankie vir u genade, u liefde, u Vader wees vir elkeen van ons as sondaar mens. Here, ons dink aan hulle wat vanoggend nie hier is nie, wat die rede ook al is. Here, werk in hulle harte. Gebruik elkeen van ons as 'n instrument om hulle terug te bring na u woning. Verskonings is legio, maar bywoning is skaars. Gebruik ons, Here, in u diens. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.